Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier te wees in die huis van my Vader. En te draai om na die ou langs jou toe en sê, julle het baie beter as wat ek die laaste keer gesien het. Ja, dis altyd 'n voorreg om in die huis van my Vader te wees en sy woord te kan bring en te kan doen. Ek worstel vanmôre en God gee vir my 'n woord. God sê, ek wil jou bittersoet maak. Hoeveel van ons mense is in omstandighede wat jy sê, Here, ek kan nie weet nie, ek weet nie, ek het nie al die antwoorde nie. Ek voel baie bitter, maar Here, vat hierdie bitterbeker by my verby. Laat dit net verby gaan. Ek dink baie van ons het al gevoel, ons is by Mara, by die bitterwater. Ja. Groei ons almal was al daar. Amen. Ek kom daar vanaf. Amen. Ek weet wat dit is om bitterwater in my lewe te hê. Vir 58 jaar. Toe sê die Here, ek vat jou uit jou bitterwoestyn uit. Ek lei jou uit. Maar die groen weivelde. Die Here sê vanoggend vir my 2:30 maak my wakker. Hy sê, Chris, vandag preek jy oor bitter water. As ek kyk nie so. Abraham in Genesis in sy 22. God sê vir hom, ek wil jy met jou seun vir my offer, die een wat jy lief het. Ek wil jy met jou Isak vat en ek wil jy met jou Isak vir my offer. Ons moet in gedagte hou, Abraham wag 100 jaar vir sy kind. Toe hy ouer word, toe sê God vir hom, ek wil jy met jou seun vir my offer. Jou Isak. En hy sê, is reg, ek sal my kind offer. Terwyl hy daai hout kap, weet hy, hierdie is nie 'n braaivleisvuur wat ek soms by pelle gaan braaivleis hou nie. Hierdie is nie 'n Noord-Transvaal Vrystaat game wat nou gaan hier gespeel word en gaan in die finals gaan ek nou braai nie. Hierdie was nie 'n vuur wat hy moes die hout kap nie. Hy maak die hout op sy seun se rug vas. En hy begin stap. Maar ek is seker terwyl hy gestap het, het hy in sy gedagte gehou, hierdie bitterbeker sal God by my verbyvat. Terwyl hy in sy seun daar loop, het hy vir sy die esels daar gelos met die werk, as hy sê, ons kom terug. Na die 3de dag sien hy van ver af, baie belangrik die 3de dag, sien hy van ver af, die berg Moria, waar hy sy seun moet offer. Hy vat sy seun en hy bind hom vas. Sy seun het gesê, pa, waar is die offer? Hy sê, God sal voorsien. Maar hy bind sy seun vas. Hy sit hom op die ampel. Die oomblik toe hy sy mes uithaal om sy kind te slaughter, toe sê die engel met die hoofletter E wat verwys word na Jesus Christus. Hy sê, raak jou seun nie aan nie. Want nou weet ek dat jy God liefhet. Met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. God wil nie vanmôre ons Isak hê nie. Hy wil ons hê. Ja. Maar wat is ons bereid om te kan offer in ons omstandighede, waardeur ons ook kan gaan?
deur ons smart, deur ons pyn. As ek kyk na Exodus 15. Moses lei die volk uit op droë grond. Die see gaan oop. Toe hulle deur is, maak die magtige hand van God die see toe. En die vroue begin daar bid. En hulle sê, Here, ons is in hierdie soete oorwinning wat U vir ons gee. Dankie Here dat U ons verlos uit die hand van Farao se magtige soldate. Dat U ons verlos. En dan begin 'n koordans voor die Here. Ek kan nie dink daai menigte mense wat lofprys en aanbidding doen. En weet, ons prys die koning van alle konings. As ek dink aan Paulus en Silas, toe hulle in die tronk was, en so vergeweldig geslaan was, toe begin hulle God loof en prys. En die boeie val af. Nie net hulle boeie nie, maar almal in die tronk se boeie val af. Dis wanneer ons God ingryp, in omstandighede. Hy maak hulle bid omstandighede, maak hy soet. Maar weer terug te kom na Moses. Hulle roep 3 dae en 3 nagte deur die woestyn. Hulle kom by die plek aan, met die plek van Mara. Wat beteken bitter water. Na die 3de dag, belangrik dan. Die hele volk murmureer, hulle sê, Moses, ons roep 3 dae, 3 nagte. En hierdie water is bitter. Moses val vir die aangesig van God. Hy sê, Here, ek kan niks doen nie, maar ek weet U kan iets doen. Ek weet U kan iets doen in hierdie omstandighede wat ek nie kan verander nie. God sê vir hom, Moses, sien jy daai hout? Vat daai hout en gooi dit in die water. En die bitter water het soet geword. God sê vanmôre, Chris, ek wil jy met daai bitter water, hoef jy nie te ledig nie. Ek wil dit vir jou soet maak. Thank you. Hoe lang wil ons nog in hierdie woestyn bly? Jesus lei hulle uit daai plek Mara. En hy vat hulle na 'n plek toe met 12 waterstrome en 70 palmbome. Hulle kom daar uit, geslaan daarna op. Hulle vier weer eens hulle oorwinning. God gee vir daai soet oorwinning. Ons hoef nie vandag by ons Mara te sit. God wil nie ons moet vassit by hierdie Mara. Hy wil ons deur die woestyn vat. As hy kyk na Jesus. Jesus was gekruisig. En na die 3de dag verhuil in die houtkruis. En hy staan op en uit oorwinning uit. Hy het ook vir God gevra, Here, as dit U wil is, laat hierdie bitter beker my verbygaan. Hierdie beker is baie bitter, Here. God sê, ek wil jy moet hierdie beker ledig. Want ek wil hê my kinders moet in soet oorwinning leef. Ek wil hê hulle moet in soet oorwinning hê. Na die 3de dag staan God op, die Seun van God. Na die soet oorwinning, wat hy behaal. Hy het mag oor die dood. Hy het mag oor die omstandighede. Hy het mag oor alles.
Want hy is die seun van God. Die seun van die mens. Hy sal die seun van die mens wees tot in alle tye. Omdat hy opgestaan het uit die dood uit. Vir my en vir u. Toe hy nog gekruisig was, vasgespijker was aan hy houtkruis. Ek is 'n prentjie mens, ek kan sien hoe sy hele liggaam geruk het aan die spykers. Hy het gesê, Vader, as dit u wil is, sal ek die beker ledig. En hy bid 'n beker vir ons geledig. En te sê, hou nie goeie moed. Ek wil julle uithelp, ek wil julle uitred. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, ek is die Here jou God. Ek wil jou uitred met my redder na regterhande. Ons gaan lees dit in Jeremia. God kom met vir ons elke keer deur. As ek kyk na mense om ons wat groot bitterheid het. Ons het gebly in 'n plek in Pretoria tussen die plotte en die plase. Ons buurvrou net reg langs ons. Het hulle afgeslag, haar Jannetjie het eenkant gelê en haar lyfie eenkant gelê. Sy het nog 10 minute gelewe toe die paramedics daar kom. Haar kinders is baie verbitterd. Maar God sê, moenie vergeld nie, ek doen nie vergelding. Ek is die Here jou God. Die vergelding kom jou nie toe nie. Baie keer bid ons sê ons Here, ek weet nie of hierdie ding gaan deurkom nie. Ek weet nie of dit gaan deurkom nie. Here, maar ons moet ophou twyfel. En weet, u het reeds vir ons nie oorwinning behaal. Want u is God. As ek kyk na die vrou wat in bloedvloei gelei het. Sy ly 12 jaar in bloedvloei. Sy sê, Here, sy maak hierdie ding, sê hierdie stelling uit. As ek net aan die taliet kan raak van sy soul. As ek net aan kan raak, sal ek genees. Die oomblik toe sy aan die taliet raak, toe weet sy haar genesing het gekom. Jesus sê, iemand het aan my geraak, weet aan my geraak. Toe sê die disippels, maar Here, hier's minstens 35.000 mense wat elke dag aan u raak. Toe sê nie, dat krag uit my uitgegaan. Dat krag uit my uitgevloei. En sy weet, 'n vrou in daai tyd is onrein. Sy mag nie tussen mense wees nie. Sy weet dat is my skare deur, want sy het aan homself 'n belofte gemaak. As sy kan sy soem raak. As sy kan sy soem raak, sal ek genees wees. Wil ons hier vandag aan die soem van Jesus raak en sê, Here, maak nie saak wat my omstandighede is nie. U is daar, hierdie bitterbeker geledig. Ons hoef nie hierdie bitterbeker te drink nie. Ons moet net kan vergewe en kan aangaan. As ek so one-on-one met hierdie plaasboere gesels, ons sê vir my Chris, ons het 7 jaar het ons nou misoeste. Die eerste 5 jaar was dit droogte, en die laaste 2 jaar was dit oorstromings. Die laaste deel van hierdie jaar 2025, toe dit so verskriklik gereën. Toe het hulle misoeste. Maar seker is ons kan nie nog die misoeste verstaan, ons kan daaraan werk. Maar ons iets wat ons nie kan ontwerk nie, is hierdie geweldige plaasmoorde. Ek weet as 'n jong meisie wat sê, hulle het haar agtergelaat as dood. Sy het gesien hoe haar ouma met 'n strykyster brand. Hulle met haar oupa met 'n poker brand.
Maar die Here sê, ons moet nie die wrok dra nie, want die wrok kom van die mens nie toe nie, die wrok kom God toe. Die Here sê, ek wil vandag, wil ek jou bitter en soet verander. Glo my net, vertrou my. Ek is die Here jou God. Ek wil jou red met my rede na regterhand. As ek sien wie God is, maar ons wil God plaas in 'n boksie. Ons kan nie God plaas in 'n boksie nie. Die seun van die mens loop op die water, Jesus Christus. Paulus sê, Here, Petrus sê, beveel my net op die water te loop. Die Here sê nie, sit jou linkervoet eerste en dan met jou regtervoet en dan loop jy voort. Hy sê, kom Petrus, kom. Loop op die water. Amen. Jesus sê, ek wil jou ophelp met jou probleme, met jou omstandighede, met jou seer, met jou bitter. Ek wil nie die bitter water by jou weg. Gaan ons God vandag, jy kan ons gee. In ons lewensstorms. As ek so na vandag se lewensstorms kyk, hoe die mense sê, Here, ek weet nie. En hulle raak ons bevang en hulle begin alles uit hulle boot uitgooi. Baie keer is dit 'n goeie ding om jou boot leeg te maak. Want God het baie keer vir jou gesê, moenie dit en dit in jou boot laai nie. Baie keer maak ons eie lewensboot swaar. Ons moet in ons lewensboot laai wat ons moet. Maar baie keer maak ons vrag onnodig swaar. Dan begin daai bitter water drink. Dis nie water wat goed in die eerste plek van jou wou gehad het nie. Baie keer gooi jy jou eie glas met bitter water in. Baie keer laat ons omstandighede toe. Gooi goed in ons lewensboot. Wat God nie wou gehad het ons moes inkom. As ek kyk na Jesus, hy sê vir die disippels, kom ons vaar oor na die ander kant. Ons almal ervare vissersmanne. Ek meen, Petrus al is vissersmanne van beroep. Hulle sê gesê, Jesus, sien jy daai suidooster? Skry nou oorvaar. Maar dit was 'n mooi, gladde sonskyndag. Daar was nie 'n wolkie in die lug nie. Toe kry hulle daai onverwagte storm. Hoeveel keer kry ons daai onverwagte storm in die lewe? 12 uur in die nag as jou telefoon lui. Jy sien as jou kind se nommer. Daai oorop. Jy massief. Ek dink dit is meer daar nie. Daai onverwagte storm in jou lewe. As jou seun aan die boom hang. En die jong ma, my skoonsussie, hang aan haar kind se lyk. Sy sê vir haar, waarom het jy dit gedoen? Daai onverwagte storm in jou lewe. God sê, ek wil jou red met my rede na regterhand. Ek het nie nodig om my beker te ledig nie. Ek is die Here jou God. Ek wil dit vir jou doen. Hoekom laat ons nie vanmôre vir God toe en sê, Here, enough is enough. Genoeg is genoeg. Here, ek wil nie meer die stryd stry nie. Ek wil nie hierdie fight nie. Die Here sê, be still and know that I'm God and will fight for you. I will fight your battles, no matter what. I'm God. God sê vanmôre, laat staan jou sorge. Ek is die Here jou God. Ek
val jou red met my redder na regterhand. Ek het reeds vir jou die bitterbeker geledig. Dan kan ek net vanmôre uitroep en juig en sê, Here my God, dankie, ek hoef nie verder aan hierdie bitterbeker te drink nie. Jy is daar. Jy is my koning, jy is my die koning, jy is my alles. Die Here sê, ek is die Alfa en die Omega. Ek is die blindmoorster. Ek is die lelie van die dale. Ek is die soetroos van Saar. Ek is die Here jou God. Ek wil nie jou omstandighede uithaal. Laat my net toe. Wie van ons het vanmôre omstandighede wat sê, Here, ek kan nie meer, steek met jou hand op. Dankie Here vir die hande wat opgaan. Here, U sien elke hand wat opgaan vanmôre. Ek wil vanmôre 'n gebed doen wat ek glo wat jou hele lewe gaan verander. Almagtige God en heilige Vader. Here, daar is soveel moeders wat nou vanoggend online hulle hande opsteek. Soveel vaders wat gebroken is. Here, daar is soveel plase, op plase, Here. Wat hierdie plaasaanval en plaasmoorde net aangaan en aangaan. Here, maar U sê, roep my in die dag van jou benoudheid en ek sal jou uitdring. Ek sal jou red met my redder na regterhand. Here, U sê met die mate waarmee jy vergewe, Chris, sal ek jou vergewe. As jy nie kan vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. Vanmôre sê ek, Here, I surrender it all. Here, ek gee alles vir U, my God. Here, dankie dat U hierdie bitterbeker by my verbyvat. Vader, nie my wil nie, maar Here, laat U wil sal geskied. Here, dankie dat U hierdie onsmaaklike bitterbeker by my verbygaan. Dankie dat my Boeta, my Sissa, se bekers by hulle verby wegvat. Ek wil sê, jy het nie nodig om hierdie bitterbeker te ledig. Ek is jou God. Here, kan ek net sê, Vader, dankie Papa Vader, dankie Papa Vader, vir U liefde, vir U genade, vir U trou. Dankie Here, vir elke bitter water wat U nou uitgooi. En sê, jy het nie nodig om te drink nie. Ek het reeds die prys betaal. As jy vanmôre verlossing soek, as jy verslaaf is aan drugs, as jy verslawing het aan LSD, aan pornografie, aan drank, gee jou pakkie oor en sê, Here, vat hierdie pakkie by my oor. Here, want dit bind my verhouding met U. Vat hierdie pakkie, Here, ek wil dit nie hê nie. Die Here sê vanmôre, gee 1 tree na my, en ek gee 10 tree na jou. Here, dankie dat ek vanmôre in geloof die eerste tree kan gee. Dankie dat my boetas en sissies vanmôre in die geloof die eerste tree kan gee. Here, U sê in die woord, my oor het nog nooit swaar geword en my hand het nog nooit kort geword nie. Ek wil jou red met my redder na regterhand, maar jy moet my eer en jy moet my ken. Vader, vandag gee ek my siel, my hart, my lewe oor aan U. Here, as ek dink aan Abraham, wat sy seentjies geoffer het. Here, maar dit het nie werklik gegaan om sy seentjie te bind aan die altaar nie. Dit het aan hy geloof gegaan om te sê, God sal voorsien. Here, toe hy hoor, toe sê hy, daar's 'n ram wat vashak. En daar was 'n uitweg vir sy omstandighede. Net so het God vanmôre vir u 'n uitweg vir die omstandighede. Ek gee nie om wat die omstandighede is nie. Ons moet vanmôre een ding besef. God is groter as enige probleem wat ons ook al
kan hê. Elke probleem in hierdie lewe het 'n vervaldatum. Ons moet kyk na die vervaldatum en sê, Here, dankie vir hierdie vervaldatum. Here, dankie vir hierdie expiring date wat gaan plaasvind. Here, hierdie probleem is net tydelik. Maar Vader, ek moet bied na soveel mense wat opkyk na God. En vir God sê, het jy gesien hoe groot is my probleem? Plaas om vir jou probleem te sê, het jy gesien hoe groot is my God? Dan raak jou probleem so klein soos 'n molshoopie. Dankie Here dat ons 'n groot, heilige, almagtige God aanbid. Here, dankie dat ons 'n God aanbid. U is die Alfa, U is die Omega, U is die blindmoorster. U is die lelie van die dale. U is die koning van my lewe. Here, wat 'n voorreg is dit vanmôre om te kan sê, Here, U is my Papa Vader. U is die ultimate God. Dankie Here vir uitkomste, bo-uitkomste vanmôre. Dankie Here dat U hierdie probleme gaan uitsorteer. In Jesus naam. Amen en amen en amen.